Good morning. Dit is uiteindelik die laaste dag van die maand. Ja, nee, may the best debit order win, dis wat ek sê. Maar jy kan julle glo, daar's nog minder as 100 dae oor voor Kersfees of die einde van die jaar. Pieter, jy maak 'n mens moeg. Nee man, hierdie jaar gaan op 'n slakkepas verby, stem julle nie? Nee, beslis nie. Nee, jy put ons uit. Jy put ons uit. Ja, maar dan, dis hoekom dit vir julle soos 'n slakkepas voel. Vir my is dit bitter vinnig. Julle is sulke ligstraaltjies in my lewe. Ag, dankie Pieter. Altyd weer die mooi woorde, gevleelde woorde, jy ook vir ons, hoor. Maar terwyl jy nou al begin dink aan alles wat jy nog moet doen voor die einde van die jaar, gaan ek jou gou vertel wat alles in vandag se episode gebeur. Is jy reg hiervoor? Ons bespreek Nasionale Parke Week. Arnold kuier met die spiesgooier en cricketspeler Sonet Viljoen Lou. Ons leer 'n bietjie meer oor die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Ons vind meer uit oor die film Finding Optel en Nadine kom deel haar splinternuwe musiekvideo eksklusief met en by ons. Maar ons gaan nou eers die oggend afskop met ons oggendbraadjie. Sy's bly. Lekker raas. Ja, sy's so groot Nadine aanhanger. Sy's Luister, maar ek is die enigste een van die span wat nog nie 'n beurt gehad het om met haar te gesels nie. En ek moes toe nou maar sosiale media platforms toe gaan om te gaan skim. Rita, ek's jammer. Ag, jy weet, ek sal maar hier in die wings sit en kyk hoe lekker julle gesels. Ek mag dalk altyd 'n wat noem hulle dit, 'n wedding crasher, 'n party pooper wees en Liever net kom nie. inval. Liewer nie. Maar ek weet daar's groot dinge wat ons te wagte kan wees, so ek sal maar net op my plek sit soos enige kyker en saam luister en kyk. Nou ek weet ons almal staan bitter vroeg op in die oggende. Van ons spannetjie hier op die vloer agter die skerms hier tussen die drie van ons. Wie dink julle gaap? Moet ek sê die lekkerste of die lelikste? Ek dink weer dis ek. Ons moet die make-up girl vra. Ek dink dit is moeilik as ons osself die vraag afvra, maar as ons die vraag na die vloer toe gaan gooi, dan gaan hulle vir ons almal ook 'n interessante antwoord gee. Hoekom ek vra is, jy het mos al gesien as mense gaap. Gaap is net so lekker en is een van daai dinge wat jy partykeer vergeet om jou handjie voor jou mond te sit en so aan. Maar 'n dame daar in Brittanje, sy's 'n 36-jarige ma, Hailey, en sy is hospitaal toe nadat sy gegaap het en sy het in die hospitaal beland met 'n gebreekte nek. Hoe nou? Wat tipe gaap is dit nou? Nee, ek weet nie, die tannie het haar arms in die lug gegooi en lekker en toe kan sy nie haar arms laat sak nie en sy sê vir haar man, asseblief, ons moet by hospitaal toe, die dokters het nie geweet wat aangaan nie en nadat hulle ekstrale geneem het, toe kom hulle agter, die tannie het 2 nekwervels gebreek wat in haar rug en afgesak het, so sy moes operasies doen en dit was 'n absolute fratse ongeluk. Sy het dan weer herstel, maar na dese is sy baie bang as sy gaap. Ja, ek sou se ding. Maar weet jy, ek sien nou sy het 'n baba daar in die foto wat hulle van haar gewys het. Maar as die babatjies gaap, dan moet jy mos nou so maak sodat hulle nie daai lipsplit kry of wat ook al. Werklik? Ja, Ek het dan maak nie jy geweet so. nie. Ja, Gaap uit te lekker. en want hulle gaap so groot dat hulle dalk hulle mondjies kan seermaak. So ek kan dit goed verstaan. Maar dit is nogal 'n interessante geval, nê, om te dink jy gaan jou nek breek as jy gaap. Wat van 'n ongeluk is dit nie? Nee, maar as 'n mens nou by 'n sekere ouderdom uitkom, as jy verkeerd geslaap het, is jy vir weke beseer. Ja, een of ander ding. Elsa verstaan nou nie dit nie, Pieter, maar ons doen. Ek Ek nou weer sê, hy sal nie verstaan nie, want hy is mos blykbaar 31 Ek jaar is oud. blykbaar kyk nou net, die komplimente kom in vanmôre. Ja, nee, maar as jy nou dink jy kan jouself so seermaak deur net om te gaap, wat nog? Party mense wat so siekies lag en gaap in die publiek en goeters. Ek wonder hoe gaan dit by die huis? Lag hulle lekker uit hulle maag uit, gaap hulle lekker. Jy weet, dis altyd, ek is moeg nie. Man, 'n lekker gaap is soos 'n lekker nies. Ek kan wel sê, ek wil net vinnig vra voordat ons dalk aanbeweeg, maar het julle al in 'n geselskap gesit of was julle dalk al op 'n date? En het julle dalk daar gesit en wou julle gaap en moes julle dit wegsteek? Dis altyd moeilik. Want as jy moet gaap, moet jy gaap. Ja. So dit is baie moeilik om so te in die mou in te gaap. Ja. En dan veral as die persoon dalk nie vervelig is nie en dit is net 'n natuurlike ding wat jy moet doen. Ja. Dan sê mense mos, am I boring you? Ja. Nee. Am I keeping you away? Nee, glad nie. Ek het net 'n lekker vroeë oggend gehad. Moving on from the yawning, I would like to address a recent international incident that has caused tension between South Africa and Jamaica. Have you heard of the TikToker Shay Forever? So what she does is she's from Jamaica and she is famous for her series Potluck Court. So she sits there in her kind of
lounge or in her bedroom and goes through all these videos and then humorously judges meals from around the world. Now, in each video, she gives the home cooks medieval sentences like death row, the pear of anguish, or the knighthood from King Charles himself, based on how she reacts to the food. It's all in good fun, of course, and in her latest video, she turned her attention to South Africa, hilariously sentencing Heritage Day foods like boerewors and koeksisters. Ja, kan ons bietjie na kyk. Hi, I'm Megan. I'm an Afrikaner and I brought the boerewors rolls. The guillotine, and that's just for the portion size, and the officer who charged you will get a raise. Next. Hi, I'm Justin. I'm an Afrikaner and I brought koeksisters. Wow! So everyone kind of comes through in a little row and then they say what they brought. One of the ladies in the video brings bobotie and then she absolutely loses it because she doesn't think that it looks that appetizing. Al hierdie kos wat nou gebring word. En in die comment section is mense soos, no, this isn't reflective of South African food. We've got better to show you. Want mense wil nou hê dat sy like a good favorable judgment with here, maar she was not impressed with what they brought. Maar wat sal nog 'n favorable judge wees? Want ek meen daai kos lyk nie dalk lekker nie, maar dit is baie smaaklik. Wie sal nou sonder 'n koekse stukkie gaan? Boereworstrolletjie op die vuur. Dis net jammer jy het nie vir my 'n stukkie gebraai nie. Maar braaidag kom weer. Dis volgende jaar so lank pad tot dan. Jy gaan my met nooit vir 'n braai. Ek gee jou 'n surprise voor Kersfees. Maar jy Wat dink jy moes ons vir haar gegee het om haar nou 'n bietjie meer te beïndruk? Dis wat ek ook self wonder, wat nou tipies tradisioneel Suid-Afrikaans is. Melktert? Malva pudding. Afval. Nee, Pieter. No, that's definitely kleurvol en smaakvol. No. Ek sal sê koesistes. Ons het verlede week koesistes op die show gehad. Ons het Sondag 'n bietjie koesistes gekry daar van 'n plekkie in Florida. Dit was baie lekker. Ja, I think koesistes, malva pudding, braaibroodjie. Dink jy sy sou ietsie gesê het oor die braaibroodjie en wat nou daarop is en nie daarop hoort nie en so aan? Ja, dalk. You can't please everyone, right? Ja. Maar ons het dan al 'n paar kleurvolle disse gehad ook hier so in die oggende by ons. Onthou jy die krieke? Kleurvol en internasionaal tradisioneel as jy moet oorleef. Inheemse Suid-Afrikaanse kos. Ek sal nogal hot take op dit wil hoor. 'n Krieke avo broodjie. Dit was nou 'n eerste, Pieter. Ek is baie bly ek het dit saam met jou gedoen. Ja, dit was baie lekker. Maar nou ja, baie dankie. As daar tradisionele disse is waar mense kan dink moet hulle ons maar op sosiale media's laat weet. So I just want to say to Shay Forever, we would like to lodge an appeal with the Honourable Judge Shay. We just need a home cook that can show her how it really is done. Make sure that you stay tuned because we will be back right after this. So much coming up in today's episode of Goeiemôre, Good Morning, including an interview with the brother and sister team who created the award-winning, Silver Skerm award-winning film Finding Optel, en dan gesels Arnold met Sumeri Viljoen Lou. Bly ingeskakel. Jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Ons is nou weer terug. Those who know, use Inco when it's time to work, when it's time to build, when it's time to get the job done. Inco offers the widest range of professional, quality tools at affordable prices. So whether you're a contractor or simply doing it yourself, visit your nearest stockist today and ask for Inco. Inco, professional tools made affordable. For almost a century, Stiebel Ultron has been the leading brand in electrical water heating. Engineered in Germany, our hot water heat pump is 80% more energy efficient than conventional geysers, using only 500 watts to heat 300 litres to up to 65 degrees Celsius. It can be connected to your solar PV system to save even more energy. Contact Stiebel Ultron today to discuss your needs, and our certified partners will guide you through installation, handover and maintenance. Stiebel Ultron, comfort through technology. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur.
Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Weekends are there for you. To braai 'n chop, to enjoy the game, and all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921. Whether your style is trendy, classic, or whether you are more practical, with an impressive range from classic gold to colorful fashion pieces, Hallmark has been providing quality timepieces at affordable prices for more than 30 years. Hallmark has a style for everyone and every occasion. Leave your mark with Hallmark. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Welkom terug, my naam is Kieter Poen en jy kyk nog steeds na Goeiemôre, Good Morning. En daar's so baie wat gebeur in die episode. Ons vier natuurlik Nasionale Park Week. Sonet Viljoen-Lou gesels saam met Arnold en Nadine kom kuier saam met Elsa Kapelsa. Regstelling Elsabie. Roxanne. En Roxanne. Dankie. Goed. Nou maar luister julle op 'n ernstige noot. Wat sou julle sê is die stad met die hoogste misdaadsyfer in Suid-Afrika? Ek sal sê Kaapstad. Ek het ook so natuurlik as gevolg van die bendegeweld wat daar regtig amper soos 'n pandemie is. Dit is erg. So I would go with Cape Town. Ek sou gesê Johannesburg, Durban. Jy mag net een kies. O, net een. Watter stad? Ja. Johannesburg, Johannesburg. Kyk goed. Baie dankie vir daai. Lyk my ons is weer besig met 'n musical, maar nee, ek sou saam met ek verstaan dat jy sê Johannesburg, maar ek sou ook saam met Ross stem rakende Kaapstad. Maar as jy Pietermaritzburg geraai het, is jy korrek. Maar Pretoria word nou as een van Afrika se gevaarlikste stede geag, met nuwe data wat misdaadvlakke as baie hoog aandui. Nou volgens Numbeo se 2025 misdaadindeks het die hoofstad meer as 80 uit 100 behaal, wat die stad bo Johannesburg en Durban en tweede na Pietermaritzburg plaas. Nou geweldsmisdaad, motorkapings en rooftogte, veral in Pretoria Sentraal en Mamelodi, het grootliks tot Pretoria se misdaadsyfer bygedra. Inwoners meld ook daaglikse vrees vir diefstal, inbrake en onveilige openbare ruimtes, sowel as wantroue teenoor die polisie, wat ek dink ons al telke male hier bespreek het. Nou hierdie kombinasie van werklike misdaad en openbare vrees versterk Pretoria se status as een van Afrika se gevaarlikste stede om in te woon. En ek dink dit is kommerwekkend, as ek maar weer daai woord mag gebruik. Ek is baie verbaas deur Pietermaritzburg. Baie? Ja. Ek het nie gedink nie, Pietermaritzburg, daar in Natal. Ja, en is dit Pietermaritzburg in terme van die hoeveelheid mense wat daar woon, dit in vergelyking met 'n stad soos Pretoria of Kaapstad of Johannesburg, daar is baie minder mense, so is dit dalk, het hulle dit uitgewerk soos per mens wat daar, per inwoner dalk, soos per capita of wat ook al? Dis 'n baie goeie vraag. Ek dink ons met die persoon wat hierdie steekproef bestuur het, ja, moet 'n mens in die hande probeer kry en vra, maar ek hoor wat jy sê, want ek bedoel, wanneer 'n mens kyk na die hoeveelheid mense in spesifieke stede, dan kan dit amper nie, of wil dit amper voorkom asof dit nie kan sin maak nie, maar ja, dit is skokkend en ek dink
dit beklemtoon die algehele en algemene probleem wat ons in Suid-Afrika het. Ek dink nogal, ek het gedink Johannesburg ook, omdat hulle altyd verwys na vervalle die binne middestad byvoorbeeld geraak het, en dan daai omdat dit vervalle is, dan wil jy dit ook altyd assosieer met crime, met misdaad, met al die slegte goeders wat daarmee saamgaan. Pieter, jy is nou uit Pretoria, oorsee, en nou weer terug Pretoria toe. Voel jy veilig in Pretoria oor die algemeen? Ek dink dit is ook moeilik om in sekere dele van die stad, middestad voel ek onveilig, maar dit voel ek al vir lang jare al onveilig. Maar sekere areas, ek dink ook seker maar van jou areas wat hekke en goeders het, die estates en so aan, daar voel ou al 'n bietjie meer veilig, maar om in die strate te loop en goeders dan, dis ongemaklik om die hele tyd oor jou skouer te wil loer, want dit gaan oor die wantrou, jy weet as iets gebeur, niemand gaan help nie, of die hulp gaan eers later opdaag, en ek dink dit dra baie by tot die feit dat jy, soos jy gesê het, mense onveilig voel. Ja. Do you feel that the gating of communities and the kind of estate living and die hoë mure en die heininge en so, do you think that is, first of all, is it a deterrent, or is it, oh, they've got high walls and they've got these hectic fences, there must be something behind these walls and behind these fences for me as a criminal to go and steal, because what are they hiding away from us? Or trying to protect, not even hiding, it's your own stuff. Ja, ek weet nie, die hoë mure het ek altyd geassosieer met, omdat ons veral in Pretoria ook, as die hoofstad, het jy mos baie ambassades en sulke goeders, hulle het maar die hoë mure om hulle self seker nou maar bietjie meer privaat hou, maar ek stem saam met jou, jy weet, in Amerika waar ons gebly het, was daar glad nie heininge nie. Ja. Die heininge wat was maar agter vir hulle privaatheid, maar voor, dit was soos in die ou dae in Suid-Afrika, fietsse het op die erwe gelê en sulke tipe van dinge, en dit is anders toe 'n ou gemaklik gevoel het, maar jou police presence was baie meer sigbaar, hulle was daar, en nou Matta, jy kon sien, jy vat nie met daai ouens 'n bietjie bribe gesels ons so nie. Ek doen my werk, is trots op dit wat ek doen, en so het die mense hulle ook ondersteun, en ek dink, dis die hartseer as ons dit kan terugbring in Suid-Afrika, want ek dink tog, daar is trotse polisiebeamptes, trotse mense wat in die mediese veld werk, en, maar ons as 'n sosiale gemeenskap het besluit, nee, maar dis nou maar sommer net 'n ander werkie. Tussentydse baie belangrike werk. Ek moet eerlik wees, ek dink nie ek wil ooit weer iewers woon waar daar nie jy weet, veiligheidswagte is, wat 24 uur aan diens is nie. En ek dink dit is juis 'n probleem ook, wat 'n mens se alledaagse lewe ook beïnvloed. Ek is te bang, ek is nou een van daai mense wat te bang is om alleen in die straat te gaan draf, en sovoorts. En selfs al is daar mense in die gemeenskap wat saam draf, is ek nog steeds 'n bietjie skrikkerig. So, ja, dis 'n bietjie van 'n swaarder onderwerp, maar dit is die werklikheid. En ek dink dis goed om bewus te wees van waar dit wel gevaarlik is, sodat jy paraat kan wees. En ons as Suid-Afrikaners, misdaad affekteer ons daaglikse lewens, maar ons gaan net aan. Dit is die een ding, nee, ons het 'n veerkragtigheid om net aan te hou en te probeer werk dat die land werk, you know? So I guess that's the positive thing about having to be resilient, is that we don't really have another choice. Maar ek dink net hoe lekker gaan hierdie land blom as alles net weer loop soos wat dit moet loop. Maar nou ja, van 'n somber noot bly ingeskakel, want ons gesels net hierna met die hoof van kommunikasie vir die Kruger Nasionale Park, JP Lou. En moenie worry nie, dit gaan nie 'n wilde geselsie wees net, gaan 'n baie lekker geselsie wees. Bly ingeskakel saam met ons net hier op Goeiemôre, Good Morning. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad.
Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Elke jaar van 22 tot 28 September vier Suid-Afrika Nasionale Parkeweek en dit bied vir alle Suid-Afrikaanse burgers gratis dag toegang om aan ons land se natuurlike skoonheid, kulturele erfenis te beleef en ook historiese plekke te gaan ontdek. Ek gesels nou met JP Lou, hoof van kommunikasie en ook woordvoerder van die Kruger Nasionale Park oor die 20ste Nasionale Parkeweek wat van dese week afgesluit het. JP, hartlike goeiemôre and welcome to Goeiemôre, good morning. How are you? Hello, JP. Goedemorgen, and thank you very much for having us. Fabulous. The National Parks Week started in 2006. What inspired the initiative then? Is the view that our national parks are a heritage to South Africans all over. So what we're trying to do at National Parks Week is to make that they become accessible to as many people as we call a conservation fee. We don't really call it an entrance fee because it's used towards the management of the parks themselves. So what we do during this time specifically for South Africans is to say it's Mahala Week, come and experience the national parks, both in terms of the natural and cultural heritage sites. That sounds fabulous, and I know the Kruger National Park is people love to go to the Kruger National Park, and I've heard some stories of the past week as well that you had to turn people away, or literally you had to, but you didn't, because everybody just wanted to come and say hi and visit the park. Yeah, indeed. We manage about 21 functional national parks across. Of course, is that iconic park that I think many people love quite dearly. So I don't think it was completely unexpected that you would have such a large volume of people who would go to the park. I mean, even if our visitor numbers there, our bed occupancy, all of that is generally being very good. When we look at the numbers compared to before the COVID days, we think that we've even surpassed those numbers now. So we had that unfortunate situation where we had a large number of people coming to the park. We've learned from all of this as well and are busy with an assessment of how to approach National Parks Week next year. Because what's very clear is that it's very popular. We started National Parks Week with only just over 9,800 people coming. Now we're already at nearly just under 100,000 people who are using National Parks Week. So it's quite popular. So, we can't say no to people coming. We just have to make sure that our management on our side is just much more in response to. It shows the popularity of how this helps people to experience the Kruger National Park for the first time. Yes, of course. It provides that opportunity, certainly. And not just Kruger, by the way. Like I said, that we have other national parks as well.
You have people that go to Golden Gate Highlands National Park. We have the Dinosaur Interpretive Center there, where we have a dinosaur, the only dinosaur egg in the world. And we can confirm to you that in South Africa, we had dinosaurs like over 200 years ago, for example. There are many stories to be told in many of our national parks. Rock art, find rock art nearly a number of parks. We go to Mountain Zebra National Park as well. You find rock art there. It tells you a story. So both, so there's wildlife that people would know, the vegetation that those who are interested in that. But there's also this cultural heritage side that I think from some parks out, we want to tell the story much, much more. To say to South Africans that you can come to the parks to learn about what's happened in this country, both from the Stone Age, I mean, as far back as that, even into the Iron Age periods as well. And why do you think is it important for especially the younger people to visit and experience national parks in South Africa? They're responsible for tomorrow at the end of the day. So they come to a national park. It's a place of leisure, just relaxation. And I think just when you get exposed to nature, it has a particular type of positive impact on you. But it's also a place of learning, as I've said now. I don't know if you knew that at Golden Gate Highlands National Park, just as another example, during the South African War, what many refer to as the Anglo-Boer War, when it ended, there's a house there in the park where the peace treaty was signed that ended that war. And the war actually happened over a strip that covered over that part of the park as well. So there are many stories of those. Other people like these things about ghost stories. So there are all these other ghost stories we can tell you about some of our sites as well. So it's a place of learning. It's a place of enjoyment. It's a place of growth. And those are all of the things I think are important for our young people, so that they can also know that from all of this, you can also create opportunities. I mean, you have this big, growing tourism numbers towards our parks. And with that, you're able to make sure that people generate income and they're able to make a living. So there's an economic story you can tell. There's a social story you can tell. There's an environmental story you can tell, all in all, when you talk about the national park. And I think all of these things are very important for young people. Well, we are currently approaching the big tourism season. What can people expect, especially at the Kruger National Park and, of course, all the other national parks we have to offer in South Africa? It depends what really is your flavor to start with, because if it's a desert-ish, if you like, if you go to your Tsitsikamma area, Knysna area, like I said, with Golden Gate Highlands National Park, currently it's the only park that has grassland. It's a grassland national park. Currently, we are looking at the minister considering the establishment of a second one, but it is the only one right now in the country that has grassland. So it really depends on your... Thank you so much. Apparently we have some difficulty with the sound, but thank you so much for popping in this morning. Bly ingeskakel, want net hierna gesels ons met die Suid-Afrikaanse spiesgooier en cricketspeler Sonet Viljoenlou. I lost my mom a few years ago. It was the lowest I'd ever felt. And when you're in that space, it's really hard to get out of it until something pulls you out of it. And for me, it was Enzo. He filled an empty void. He filled an empty space. And when he came into my life, he made my life soft-hearted. There's nothing that I wouldn't do for Enzo, and that's why we picked Dotsure. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Inkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Inkanda.
Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Goeiemôre, good morning. Ek is Arnold Geerts en vandag het ek die voorreg en eer om met 'n besonderse Suid-Afrikaanse sportvrou te gesels wat ons land op indrukwekkende wyse verteenwoordig het in beide cricket en spiesgooi, die Olimpiese spiesgooier Sonet Viljoen-Lou, en ek kan nie genoeg dankie sê dat jy so vroeg opgestaan het. Ek weet jy ry al die pad daar van my deel van die wêreld af, so baie dankie dat jy hier is. Waardeer jou regtig. Ag nee, goeiemôre Arnold, dit is regtig baie lekker om te wees. Ja nee, ek sien lekker uit om lekker te gesels. Dit het vroeg begin, jy was 'n tipiese tomboy wat saam met die seuns gespeel het. Hoe dit gebeur? Ja, jy weet, ek het groot geword met balle en cricketbats en tennisrakette en hockeyballe en seentjies was altyd my beste maatjies op skool gewees. Ek het altyd gespeel, kaalvoetkindjie, kortbroekie, geen rokkies, geen hakke. Dis hoe ek groot geword het. En ek dink die wonderlike voorreg gehad om net vry te kan groot word met al die sport en altyd buite gewees, laat aande buite gespeel, buite rondgehardloop. En die seentjies was altyd my maatjies en ek dink dis hulle wat my so geleer jol het en geleer speel het. En dis waar alles vir my begin het. Maar dis 'n goeie 30 jaar terug. Dit kon nie so maklik gewees het vir 'n meisie om indruk te begin maak onder die seuns toe op daai stadium nie. Was dit moeilik? Ja nee, jy weet, veral daai tyd was cricket vir 'n meisie was heeltemal taboe. Mense het my snaaks aangekyk as die dogtertjie met die wit broekie en die kraaghempie in die klas inkom saam met die seentjies speel, waar die ander dogtertjies altyd 'n handjie klap gespeel het en toue gespring het, was ek op die veld buite met die seentjies met die cricket. En ek onthou dit so goed, ons het baseball gespeel die dag en dan is die dogtertjies aan die een kant en die seentjies aan die ander kant en my onderwyser het gesê nee, ek moet asseblief kom slaan. En toe slaan ek die bal daar bo oor die dak en toe hardloop ek dink 12 rounders en die meisies cheer net. Die seuns se oor ek nie so groot. En toe van daar toe het die afrigter my geroep en gesê nee, ek wil kom cricket oefen die middag saam met die seentjies. En dis ook hoe die spiesgooi begin het, want die onderwyser het gesien jy kan 'n bal gooi. Toe sien hulle daar's iets, maar dit was so jare en toe jy nie deelgeneem nie en toe roep hulle jou weer en toe byt hy behoorlik. Ja, want hulle het altyd geweet ek kan 'n cricketbal baie ver gooi. Ek het hom altyd gegooi van die een kant van die rugbyveld na die ander kant toe. En toe roep hy my die dag toe sê Viljoen, kom hier, jy moet kan spies gooi want jy het so arm. Sê ek nee, is nie meneer, ek weet nie, ek kry dit nie lekker reg nie. En toe los hulle my toe gaan ek aan met my ander sporte en toe graad 10 die dag by die interhuis. Toe sê nee, ek moet weer kom probeer want ek sal dit kan regkry. Hulle dink ons al die cricketspelers sal kan spies gooi. En en toe doen ek verspring, hoogspring, spies gooi, alles gedoen. Maar die spiesgooi het toe gebyt en toe gooi ek, vat ek net so 'n paar tree en toe gooi ek 36-9-2. En toe sê vir die spiesgooi afrigter, jy kan nou maar vir Sonet kry, ek dink sy kan jou spiesgooier word. Dank Vader dit het gebeur, want uiteindelik 4 Olimpiese spelers, daar is so min atlete op die hele aardbol wat by never mind 3 was, maar 4, dis besonders en dan natuurlik die silwermedalje. Ja, Arnold, ek moet vir jou sê ek is baie trots daarop om 'n 4-malige Olimpiese atleet te kan wees en baie jonk toe ek in Athene was ek 19, my eerste Olimpiese spele, ek onthou dit so goed. Ek neem aan die oogies was so. Oor was net so groot. Toe het ek daar uitgeval in die uitdinne, maar ek het altyd bly deelneem. Toe ek by Beijing toe in 2008 en my mooiste herinneringe is Londen 2012 waar ek wêreldnommer 1 was dat ek in die Olimpiese spele mee aangaan. Almal gedink het ek gaan Olimpiese goud wen en toe eindig ek in 'n hartverskeurende 4de plek. Maar dit het my gemaak en baie dinge geleer langs die pad. Wat het jy geleer daaruit?
My belangrikste is om nie op te gee op jou droom nie. Ek wou altyd 'n Olimpiese medalje wenner gewees het. En ek het net bly oefen. Ek was baie hartseer, jy weet, baie trane gehuil. Maar soos ek deur my emosies en my trane gewerk het my horisonne weer geskuif en my doelwitte weer weier geword vir Rio. En ja, wow. En toe kom Rio 4 jaar later. Baie mense sou opgegee het, ek dink, want ek was so naby en ja, tog so ver en om 'n Olimpiese medalje met 2 sentimeters te verloor, jy weet, ewe skielik as jy in die medaljes volgende oomblik is jy uit. En toe ek in Rio, daar's die mooiste foto waar ek neem, waar ek so opkyk na die hemel toe en ek het net gebid asseblief, liewe Jesus, laat dit net nie weer gebeur nie, want ons was 7 wat 64 gegooi daai aand. En dan tel jy hulle so af, en tel jy hulle so af, en tel jy tot daar 4 oor was. Toe weet ek, en ek het onthou net die pool het so gekom en ek het net so uit die kant van my oog uit gesien, daar gaan haar spies. En hy het geland en ek het net gedink, o, jene, dit is baie naby. Of sy het my gewen en toe wen ek die silwer. Ja. Ek wil 'n vergelyking tref tussen cricket en spiesgooi, want dis baie om bal te gooi, selfs om te kof en te bal. Die aksie is as dit ware dieselfde. Hoe sien jy dit? Ja, die paltjiewagter sê altyd, nee, dit is nie 'n spies nie. Wat ek gooi hy was is 'n bullet in, maar die aksie is van baie dieselfde. Maar dit is vir my baie lekker. Of ek nou 'n spies gegooi het of ek 'n bal gegooi het, dit kom natuurlik. Ek dink omdat ek klein tyd daai aksie geleer het, was die spies maklik, die cricket is dieselfde. So die aksie verskil nie regtig vir my nie. Die bal ook, as ek bal dan sê ek vir my ek gooi spies. Want jy weet dit is so inherent, so deel van my en deel van my DNA, daai aksie. Maar nee, is baie lekker. Kom ons gesels cricket. Dit was 'n goeie paar seisoene vir jou na jou terugkeer. Engeland gespeel. Ek het 'n onderhoud met jou gesien waar jy regtig gelyk het of jy blom selfs in daai weer. Wat lê vir jou voor vir die res van die seisoen? Want nou dat jy by die manne oorkant die jukskei is. Ja, jy sê Arnold, dit was baie lekker geweest. Ek het vir Wimbledon gespeel, Wimbledon Cricket Club. Elke dag met so groen BMX gery. Ons Suid-Afrikaners is baie taai, jy weet, die ponde is baie duur. En my familie wat in Engeland was, ek het gesê asseblief kan ek net 'n fiets kry want jy weet dis net te duur in die trein en die goeders en so gery dan elke dag dan ry ek verby die Wimbledon bane met die tennis. Ja, baie lekker daar gespeel. Ek het afgerig, bestuur, daar klomp goed gedoen. En nou begin ons seisoen die naweek teen die Dolphins. Die Lions speel op die Wanderers op die Bullring. Sien baie uit. Ek dink ons het 'n baie sterk spannetjie. Ons is die verdedigende kampioene in die 50 formaat, so ek dink die spanne gaan vir ons kom. Laaste dingetjie, redelik vinnig. Wat is iets wat bitter min mense van Sonet weet? Wel, baie min mense weet, ek het ongelooflik energie. Ek dink dis duidelik hoor. Ja, ek dink ek is 'n baie spontane mens, baie liefdevolle mens, baie sagge aard. Maar dis soos die lammetjie en die wolf. Ja, so. Baie. So lekker om met jou te kon gesels. Ek kon vir ure nog meer met jou gesels, want ek is so jammer ons het nie meer tyd nie. Maar dis eintlik al vir jou sport. Nou voel ek so effens asof ek terug is op skool, want soos al altyd gesê het, ons gaan nou van sport af na kultuur toe, my ou seun. Ons bespreek die Hertzogprys en die film Finding Optal en Nadine kom gesels oor haar nuwe musiekvideo. Dis net hier op Goeiemôre, Good Morning. Cheers, julle. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn, valleyboutique.co.za. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele.
You pay less at Clicks with great savings. Save on Nestle Cerelac or Nestum baby cereal. And buy Huggies Gold disposable nappies or Pants Jumbo Pack or Extra Care Value Pack. Now $229.99. Clicks, feel good, pay less. With millions of rands in Clicks cashback available, spend yours now and save even more. Check your balance on the app or online. Clicks, feel good, pay less. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Sukkel jy met vet? Tenace het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Tenace top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Tenace bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Tenace all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Tenace se stresvet nodig. Tenace werk regtig. SMS jou naam na 44021. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Die gesogte Hertzogprys is vanjaar aan die skrywer Eben Venter toegeken vir sy roman Decima, 'n storie uit die oogpunt van 'n bedreigde swart renoster. Hy staan op 'n vlug van Australië, maar hy het vir ons die volgende boodskap gedeel. Ek het nie hierdie prys sien kom na my toe nie en daarom waardeer ek dit des te meer dat die akademie en die akademiepaneel die Hertzogprys aan Decima toegeken het. Alhoewel ek beskou dit ook as erkenning van my hele oeuvre. Hierdie was my 13de boek, 13 times lucky. En dit is ook 'n besondere boek in die sin dat of 'n besondere boek om hierdie prys te gekry het omdat dit 'n mengsel is van fiksie en nie fiksie. Byvoorbeeld daar sommige dele wat op grond van diep navorsing, soos byvoorbeeld Koning Leopold van België se vergrype in die Kongo. Dit is eintlik nie fiksioneel en dan ook die hele deel van president Teddy Roosevelt en sy seun Kermit en hulle massaslagting van diere in Kenia. Daai tipe van passasies in die boek is eintlik nie fiksioneel. Maar waar dit by fiksie kom is dat ek 'n swart renoster koei, ek noem maar 'n swart renoster moeder, die storie laat binnekom en sy vertel dan self ook deel van haar storie en ook van die geskiedenis van haar, ek noem dit a crush of rhinos en ek het die kollektief self uitgedink en ek noem dit 'n stormrenosters. So sy praat met die stormrenosters ook in die verlede, sy time travel so bietjie en sy daag dan op 'n stadium ook vir Teddy Roosevelt uit oor sy wanskapige byvoeglike naamwoord wat hy gebruik oor juis die swart renoster. En dan praat sy ook met haar renoster in die spekboomveld waar hulle woon. Praat sy met die ander renosters, sy waarsku hulle oor die koms van die volmaan. En dit is waar daar soort van 'n thriller element in die storie ingedra word en dit het te maak met die verskillende fases van die maan. Ek vertel die storie via verskillende stemme, ook die van my moeder. En terwyl ek die boek geskryf het,
was my moeder in die laaste fase van haar lewe en my redakteur het gesê dat Decima is eintlik die boek van twee moeders, my eie moeder en die van Decima, die swart renosterkoei. Nou, toe nogmaals baie geluk en versekerde roman wat ons almal onder die oë moet kry. Die prys word natuurlik toegestaan deur die Suid-Afrikaanse Akademie van Wetenskappe en Kuns en ek gesels nou met hulle hoofuitvoerende beampte, Dr. Annelies de Vries. Dok, goeiemôre en welkom. Goeiemôre Pieter, dankie. Lekker om hier so te hê en dankie dat jy so vroeg opgestaan het om ook saam met ons te kan kuier. Vertel vir my net so kortliks, jy weet wie presies is julle? So die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, kortliks die SA Akademie, is 'n organisasie wat al 116 jaar bestaan, reeds in 1909 gestig en dit was aanvanklik gestig deur 'n klompie mense wat ten doel gehad het om Nederlands te bevorder en die wetenskap in Nederlands en later het dit Afrikaans natuurlik het die fokus geraak. Ons fokus op die wetenskapsbeoefening in Afrikaans, maar ook natuurlik die kunste in Afrikaans. En ons het ons grootste bate is eintlik ons kundigheid. Ons het kundiges van die natuurwetenskappe tot die geesteswetenskappe wat deel is van ons ledetaal. Hoor jy, in 116 jaar sit ook nie in enige organisasie se broek nie as het ware, nee, dis wonderlik. Ja. Vertel vir my van die Hertzogprys, weet, hoekom is dit een van die mees gesogte pryse en jy weet, wat is die geskiedenis rondom dit, veral wanneer dit nou kom by die Afrikaanse letterkunde? So die akademie gee nie net die Hertzogprys nie, daar is 6 letterkundige pryse, 15 geesteswetenskaplike pryse, maar ook 6 natuurwetenskaplike pryse. Nou natuurlik is die Hertzogprys die groot kroon op die prestige van pryse. En ek dink is ook belangrik om te noem dat mense sê altyd maar die akademie gee nie pryse, maar pryse is ongelooflik belangrik vir 'n taal se voortbestaan. As ons kyk na taalbeplanning, gaan dit oor daar moet 'n sekere prestige gekoppel wees aan 'n taal. Sodat mense soos Ewen Venter en verlede jaar Nicola Hannekom streef daarna om hierdie tipe werk te lewer en ons het amper 'n pyplyn, ons bly nie voor met ongelooflike letterkunde nie. En die Hertzogprys is 'n prys wat nou al etlike jare toegeken word en deur die akademie geadministreer word. Dit word deur 'n paneel kundiges, ons letterkundekommissie toegestaan. Hierdie jaar was dit onder leiding van professor Thys Human. En hulle is baie besig in April waar hulle honderde boeke of anga wat die prys is, prosa of drama of poesie wat hulle dan nou beoordeel en dit was die wenner, maar dit was baie ongelooflike groot pool goeie pryse, ja. En sê gou vir my die keuringsproses as ware, is dit nogal 'n tamaletjie in die sin van 'n reuse proses? Dit is absoluut 'n reuse proses. Die prestige lê ook in die robuustheid van die proses. Dit is ons letterkundekommissie bestaan uit kundiges in die letterkundige wêreld, ongeëwenaar, en die kommissie word ook op 'n baie robuuste wyse saamgestel. En hulle kyk dan nou vanuit verskillende oogpunte na die pryse en beoordeel dit dan nou na behore. So wat reken jy het Decima laat uitstaan? Ek kan nie te veel sê nie, as taalkundige moet ek myself nie oor die letterkunde uitlaat nie, maar dit het kop en skouers bo die res uitgestaan. Ek het bygesit toe die letterkundekommissie nou die pryse bespreek het en dit was net, my mond het net oopgehang in die manier hoe hulle dit beoordeel en hoe hulle gekyk het na die verskillende aspekte, maar ek dink die menslikheid en die mens en die dier en die natuur en die samewerking daarin is 'n ongelooflike, ek kry so 'n hoendervleis, die manier hoe hulle dit beoordeel, ek dink dit was een van die groot, en natuurlik die taalgebruik, die poëtiese aard daarvan, en hoe dit tot die mens spreek en die mens se menslikheid teenoor diere. Ja. Jy sien, as ek nou die boek gaan vat, dan gaan ek nou ook bietjie meer dink aan alles wat jy nou genoem het, as om bloot net te kyk wat se storie en wat hy daar uit kan kry. Dis amper vir my, onthou ek kom uit 'n musikale agtergrond, die dinge, soos 'n liedjie, partykeer weet hy ou net hierdie liedjie gaan werk, jy weet nie hoekom nie, maar hy gaan werk. Is dit maar dieselfde geval wat jy kry as dit 'n stuk nou, 'n boek, 'n prosa, whatever, op julle tafels beland?
Ja, as jy soos jy net reg sê, daar's 'n groot deel wat mense nie kan verduidelik nie. Dis ingeburger en kyk, jy kan dit die wetenskap, die literatuurwetenskap toepas tot op 'n sekere punt, maar die emosionele reaksie wat dit ontlok het natuurlik 'n baie groot is 'n groot aspek wat na gekyk word. Hou jy self ook baie van lees? Ek neem aan jy doen. Ja, op hierdie stadium lees ek meer beleide en strategieë, maar ek is self baie lief vir lees, ja. Net gou die beursprogram ondersteun ook nagraadse studente wat in Afrikaans skryf. Kan jy 'n paar van daardie suksesverhale deel met ons of jy weet opvallende navorsingsprojekte en werke? Ja, so die beursprogram is 'n ongelooflike projek. Ons gee vir studente, verdienstelike studente. Dit is nie sommer enigeen as jy nou in Afrikaans skryf, kry jy 'n beurs nie. Dit is vir nagraadse studente en juis in Suid-Afrika waar ons nou by die universiteite al hoe minder aanbod kry vir nagraadse studies in Afrikaans. En as daar die groot probleem is, as daar nie nagraadse studies in Afrikaans is nie, word terminologie nie ontwikkel nie. En as terminologie nie ontwikkel nie, is Afrikaans as wetenskapstaal ingedrang. As Afrikaans as wetenskapstaal ingedrang is Afrikaans as taal van basiese onderrig ingedrang. So dit is 'n hele spiraal en dit is hoekom ons hierdie beurse gee. So ons het elke jaar, ons aansoeke is nou oop, wonderlike aansoeke en dat nou tydens hierdie plegtigheid waar Eben ook nou sy prys gekry het, was daar ook ander pryse, die Dou Greef prys byvoorbeeld aan Dr. Burger Senekal wat vir 'n ongelooflike artikel in die tydskrif vir natuurwetenskappe gegee het en wat wonderlik is, hy skryf oor kunsmatige intelligensie en tegnologie in Afrikaans. So dit word gedoen en dit kan gedoen word. En dan 'n ander artikel in die tydskrif vir geesteswetenskappe oor taalkunde en taalkundige aspekte onder kinders wat deur 'n hele rits skrywe of outeurs geskryf is ook hierdie jaar toegeken vanjaar. Luister, is gaan wonder jy het so glinster in jou oog nie, want dit is net ongelooflike werk waarmee jy besig is en daar's soveel fasette, bloot as wat ou nou maar net gedink het, ek en jy gesels oor hierdie spesifieke prys en toekenning. Ja. Maar dit is net amazing. Ja, nee, die akademiese voetspoor is wyd. Ek sê altyd vir mense, ons het die Engelenburg Huismuseum. Nou die van julle wat nie weet nie, dis daar ons kantoor is daar by die Unie gebou, net so skuins onder die Unie gebou. En daar's 'n huismuseum. Engelenburg was een van die stigterslede van die akademie en dit was nou sy huis. En daar's 'n tafel en ek gaan baie keer af na daai tafel toe as ek nou mooi moet dink, want by daai tafel het so baie goed gebeur en mense het letterlik gesit en terminologie ontwikkel en Afrikaans, dit het nie uit die lug geval nie. Daar was 'n sterk beplanningsproses en by daai tafel het so baie goed gebeur dat ons nou in Afrikaans kan praat met mekaar. En dis hoekom mense soos jy dan ook dinge nou by die tafel laat gebeur. Ja. Hoorie, baie dankie vir die inloer en dankie vir die ongelooflike werk wat julle doen. Dit was nou regtig baie lekker om met jou te gesels. Ek sal met vriendin Elsa praat. Ek is seker sy sal, as sy nou regtig haar pen mooi op papier neersit, dan sal sy ook eendag kan aanklop aan die deur. Natuurlik. Vir oorweging vir so 'n pragtige prys. Baie dankie. Dit was natuurlik Dr. Annelies en dit was baie lekker om met haar te gesels van die Suid-Afrikaanse Akademie van Wetenskappe en Kuns. Bly ingeskakel, want net hierna gaan ons 'n bietjie bioskoop toe en gaan ons gesels oor die film Finding Optel. Moenie weggaan nie. Jy's ingeskakel hier by Goeiemôre, Good Morning. Gaan volg ons op die sosiale media's en sê hallo. My naam is PC Pretorius van Morletta Kerk en vandag wil ek met jou gesels oor vrae wat elkeen van ons miskien in die lewe mag hê. Ek weet daar's miskien soveel vrae wat jy nie noodwendig antwoorde op het nie, of jy kry miskien vrae oor die lewe wat mense na jou toe kom wat jy nie altyd weet hoe om te antwoord nie. Ek weet in my eie lewe was daar al soveel geleenthede gewees waar ek oor goed gewonder het. En dit is goed om op daai plek te wees. Dis goed om te wonder oor die vrae in die lewe waar ons nie altyd antwoorde het nie. As ons uit die Christelike geloof daarna kyk, dan weet ons dat die persoon van Jesus Christus het toe hy op aarde was, verskriklik baie lering gegee oor die vrae wat mense het.
Uit die aard van die saak kan jy dink hoe baie vrae daar in die Bybel is wat mense vir hom gevra het. Strikvrae wat die Fariseërs aan hom gevra het oor die wet van Moses en die Ou Testament en hoe hulle wou geweet het, maar hoe dink hy oor die wêreld? Ek dink as ons praat oor vrae, is dit die plek waarby ons moet begin. Ons moet begin by ons wêreldbeskouing. Hoe sien ek die wêreld? En hoe sien ek uit 'n Christelike geloofsoogpunt uit die wêreld soos wat God die wêreld gemaak het? En hoekom hy ons as mense op hierdie aarde gesit het en hoekom hy deur die geskiedenis so baie dinge laat gebeur het wat hy vir ons laat opskryf het in sy woord. En dan in spesifiek in Matteus 7, dan praat Jesus oor gebed. Hy sê ons moet vir hom ook die vrae vra wat ons oor die lewe het. Hy sê vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. En dan weet ons dat God wil nie net hê ons moet vra uit 'n plek van ons eie begeertes nie. Maar ons moet ook vra wat is sy doel en sy plan vir hierdie aarde en wat is sy doel en plan met my op hierdie aarde? Hoekom is ek hier in hierdie tydsgees waarin ons nou lewe? Hy sê ook soek allereers die koninkryk van God in Matteus 6 vers 33 en al hierdie ander goed sal vir ons gegee word. So ek dink dit is belangrik om vandag stil te staan by wat vra ons en waaroor wonder ons en hoekom wonder ons daaroor. Soos ek gesê het, 'n goeie plek om te wees, maar dan moet ons ook verantwoordelik wees in die manier hoe ons met die Here daar praat. Maar as 'n liefdevolle Vader wil hy met jou in gesprek tree. Hy wil met jou terugpraat, hy wil jou antwoord op die diepste vrae en miskien die diepste worstelinge en seer wat jy in jou lewe mag hê. En daarom wil ek jou aanmoedig om gebed 'n baie groot deel te maak van jou lewe. Kom saam met ons op hierdie reis dat ons mekaar kan help om in gesprek te tree met die lewende Here. So, what did you do today? Nothing much. I hope you don't plan to look for that missing dog. Waar Optel? It's stolen. Who would do such a thing? Was this Optel even chipped? Don't worry, Auntie. I'll find Optel. Don't let me call your father, no? Daar is aardige redes hoekom mense honde steel. I'll be careful, Auntie. Why was Optel the only dog taken? Wat gaan met die community? Die neighborhood, hulle net wil skinderde en feite. Hoe kan jy nou iets? Drop met die nerves. Don't have a good feeling about this. There's dangers everywhere. Optel, I'm coming for you. May the best detective win. We just watched the trailer for the wonderfully uplifting and whimsical detective story called Finding Optel, co-directed by siblings Michaela Joy Brown and Jessie Brown, and they were inspired by their childhood memories of growing up in Montevideo on the Cape Flats. And I'm joined now by Michaela and Jessie this morning on Goeiemorgen, Good Morning. Welcome to the show. Thank you. Thank you for having us. What a beautiful trailer. Can you please tell our viewers a little bit more briefly about the story that inspired Finding Optel? Sure. So I love detective stories. So I knew I wanted to write my first feature to be a detective story. And then I was really just inspired by my grandparents used to stay on the Cape Flats in Montevideo. And we used to visit them a lot, and we played a lot with our cousins there by the parks, by the Bungalchi, and we really just had good memories there. So I wanted to incorporate that in the story. So that's kind of where everything came along. And then I also wanted to, it was a detective story, but then also a story about a girl grieving the loss of her brother. So I kind of wanted to show the grief process through the lens of a child. That's kind of where the story came from. That's absolutely beautiful. And then, Jessie, the idea for the two of you to actually work on this together, to co-write as brother and sister with that beautiful theme going through the film as well, that must have been such a special experience.
It was. So Michaela wrote the script for a thesis project in a honors year, and then when she pitched it to this competition, they asked if she had any suggestions for a first-time filmmaker to direct it. And she suggested me because we worked on little clips and things together. And then in turn, I said, look, you're going to have to co-direct it with me because it's your baby, this is your story. And it was just a good partnership making this film together. Did you expect to get such incredible feedback? I remember being at the Silver Skermfees and Finding Optel was one of the films. Niemand kon uitgepraat raak oor Finding Optel nie because there was just so much about the film and how much joy people felt from watching it. Did you expect this kind of feedback at all? I actually think, yeah, because we had such a great time on set with like the cast, the crew. Like people really just gave so much of themselves for the story. And then we were also involved in post-production. So we worked through all the drafts, found the music, worked with the editor, Madeleine. And yeah, I think we were just so excited for people to watch the story because we knew just how special it was. We ended up going to all 3 of the screenings at Silver Skerm, like Thursday, Friday, Saturday, and it was so special just to watch it with an audience because we sat with us, together for so long in the editing process. And it was a beautiful time just watching it with people, hearing the laughs, hearing that it also touched their hearts as well. It was special. Michaela Joy and Jessie Brown, the directors, also co-writers. Michaela, you star in the film. I'm just very glad that I've been able to interview you at this stage in your career before I've got to go through 4 publicists and the person from the agency and that person. You guys are absolutely telling the most beautiful stories of South African identity and also life on the Cape Flats. It's something that we need to tell more stories about. So thank you so much for this. I can't wait to watch this with my kids on Showmax. It is streaming now. Thank you so much for being up early and thank you for coming to tell your story. Dit dan Michaela Joy Brown en Jessie Brown, die mede-regisseurs van Finding Optel wat nou op Showmax beskikbaar is om te stroom. Nou gepraat van films, Pieter gesels met 'n jong filmmaker van Hoërskool Waterkloof. Baie dankie Ros. Ek moet sê so tussen die Engels en die Afrikaans sal ek ook begin wonder regisseur, director en dit en dat, maar wat 'n lekker geselsie. As deel van Aardklop se Pronkpodium bied hulle ook die Pronk Filmfees aan wat as 'n platform dien vir ons land se toekomstige filmmakers. Ons kyk nou na die lokprent van die film wat vanjaar gewen het en die film se naam is The Main Character. Mense noem my weird. Ek aan die ander kant noem myself die hoofkarakter. Sy is 'n sonstraal, jy's 'n donderstorm. En toe ontmoet ek haar, die meisie wat alles verander het. Hi, ek's Frank. Jy ken my dalk as weirdo, stupid, onnoosel of die is algemeen steen. Kyk ek weet ek. Ek wil nie in jou movie wees nie. Gesels nou met die skrywer, regisseur en main character, of sal ek sê hoofkarakter van die film, Wiaan van Breda. Wiaan, goeiemôre en baie welkom. Baie dankie dat ek hier kan wees. Dis so lekker. Maar ou vriendjie, jy's nou wat nog steeds op skool? Ja, nee, ek's nou graad 11, 17, ja. Genigtige. Ek gaan nie vra waar jy die tyd kry vir al hierdie dinge nie, maar net so in kort, wat het julle besluit om deel te neem aan hierdie filmfees? Ek wil al vanaf ek ongelooflik klein is. My tannie sê altyd, ek dink 4 was het ek na haar toe gekom, toe sê ek wens net ek kan in die TV inspring, ek kan net wees wie ook al daar is. Maar nee, ek wil al van kleintyd af lekker akteur wees, en toe het ek nou darm die geleentheid gehad saam met juffrou Karla, dit is my juffrou wat my baie gehelp het by Waterkloof. Toe het ek darm die geleentheid gehad, waar sy my deur die hele proses gehelp het laas jaar, en toe het ek nou die kans gehad om hierdie jaar my eie te skryf, en te regisseur, en al die dinge te doen, selfs te speel in hom. So dan kon ek
'n bietjie van alles daarom gedoen het. So ja, was baie lekker. Maar vir 'n man met so belangstelling in televisie was dit seker 'n makliker proses, want jy het seker van kleins af ook seker gemaak jy weet van dit en hoekom dat gebeur en hoe maak hulle so en dit en so en dat. My ma het op pad hiernatoe het sy gesê ek moet sê dat ek altyd YouTube video's gemaak het toe ek klein was. Ek dink ek by myself nee, ek gaan nie dit sê nie. Net nou gaan soek iemand my daarso. Maar ek stem saam met jou daarso want van kleintyd af het ek net video's gemaak heeltyd. My pa kry elke nou en dan stuur hy weer vir my video aan dan doen ek een of ander unboxing of een of ander video. So ek's maar altyd besig met 'n kamera. As ek nie met 'n kamera besig is nie, as ek heeltyd besig om te act in die stort of iets. Aha, so lyk my daar's 'n YouTube channel wat ons moet gaan dophou. Ek sou nou nie so sê nie, maar net so in kort, waaroor gaan jy fliek? My film gaan oor hierdie ou wat nou Franco is, wat homself so inlewe in sy lewe dat hy dink hy's die hoofkarakter van sy eie fliek. So alles vir hom gaan oor 'n film. So as jy nou die fliek gaan kyk op YouTube, ek het hom daar gepubliseer, dan sal jy sien hy gaan deur verskillende genres in die movie. So dit spring van genre tot genre. So dan is hy in 'n aksie tipe film, dan is hy in 'n romantiese film, dan is dit net snaaks en hy breek ook die vierde muur. So hy praat heeltyd met die kamera asof dit sy crew is, so te sê. So dit gaan maar oor die idee dat hy in sy eie fliek is, as ek dit so kan stel. En hierdie vierde muur ook, ek is min ouens wat dit aanvat regtig. Ja. Waar het jy aan die idee gekom? Oorspronklik was ek so bietjie bang om daai rigting te gaan omdat dit 'n baie moeilike ding is om reg te kry en as jy dit verkeerd doen dan kan hy heeltemal suid gaan. So toe ek eers mooi gaan dink, maar toe ek aanhou skryf, ek dink ek het die skrip, ek dink 7 keer oor geskryf, soos dat ek veranderinge gemaak het, dialoog bygesit het en weggevat het. En toe kom ek maar, toe hou ek dit, want dis maar die beste manier op daai oomblik het ek gevoel om te wys hy is die hoofkarakter van sy eie film is om met die gehoor te praat. So ja. En ook 'n man wat duidelik jou dinge anders te doen. Hierdie film van jou eindig ook nie met 'n happy ending nie. Nee. Daar's nou 'n klein, hoe kan ek sê, spoilertjie in die trailer gewees. So op die einde van die dag gaan dit oor hierdie ou wat nou in sy eie lewe is en sy eie movie is en hy ontmoet nou hierdie meisie en sy sê toe vir hom op die einde van die dag het bou se op van want sy kom agter hy lewe homself in hierdie movie of hierdie nie realistiese wêreld nie en op die einde van die dag sê sy vir hom ek wil nie jou love interest wees van 'n movie nie. Ek wil ook nie in jou movie speel nie en toe loop sy weg en die gehoor weet nie wat gebeur verder nie. Is als in die kop. Jy sien. So jy het nogal mooi gedink terwyl jy aan hierdie geskryf het. Daar was geen persoonlike ervarings wat natuurlik deel was van jou skryfproses, deel was daar. So te sê, ek sou sê 'n bietjie van my eie persoonlike lewe, want ek is maar nog altyd lief vir die films en ek wil nog altyd, soos ek gesê het, wil ek in films speel en nie net speel nie. Nou het ek tot die besefing gekom dat ek nie net wil speel nie, maar ook my eies maak eventueel. So is dit nou nogal ietsie wat jy na die tyd ook sal wil najag? Ja, definitief. Ja, nee, ons het al klaar begin kyk na instansies waar kan gaan swat of kursusse doen en wat ook al. Ek het al klaar begin net shadow op movie sets, so te sê. So dis vir my een van die beste dinge. Ek love dit. Ja. Hierdie is nie 'n filmstel soos wat jy hom nou ken nie, maar kyk, daar's geen stel soos hierdie wat die ontbytstelle aanbetref nie. Is jammer jy's nog op skool, anders het ek jou genooi om elke oggend 4 uur klokslag saam met ons hier so te wees en te kyk hoe die dinge agter die skerms is. My ou vriend, nogmaals baie geluk man, en ek weet sommer daar's nog groot dinge wat vir jou wag en soos ek ook altyd sê, moet nooit ophou droom nie, moet nooit ophou dat daai gedagtes van jou vlerke kry nie. Nee, ek sal nie. Dankie baie om hier te kan wees. Ek waardeer dit. Baie lekker. Nou ja, toe, maak seker dat jy ook daai film onder oë kry. Moet jy nou nie weggaan nie, net hierna gesels Elsa met Nadine en ek weet sy is opgewonde oor hierdie ene. Ons is almal saam wat daar opgewonde. En jy moet nie weggaan nie, want jy sien ek het nou daai binnelanders oomblik gehad, daai sepie oomblik. Baie sien ek. Jy met vet? Deners het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Deners top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Deners bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Deners all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Deners se stresvet nodig. Deners werk regtig. SMS jou naam na 44021. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers?
Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance a Car het 'n oplossing vir jou. Refinance a Car, motorfinansiering met voordele. You pay less at Clicks with great savings. Save on Nestlé Cerelac or Nestum baby cereal. And buy Huggies Gold disposable nappies or Pants Jumbo Pack or Extra Care Value Pack. Now $229.99. Clicks, feel good, pay less. With millions of rands in Clicks cashback available, spend yours now and save even more. Check your balance on the app or online. Clicks, feel good, pay less. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Cheers, julle. Och, die haar is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn, valleyboutique.co.za. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Inkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Inkanda. Ek weet dit klink cliché, maar ons volgende gas het geen bekendstelling nodig nie, want sy is na my mening 'n top uitvoerproduk waarop Suid-Afrika opreg trots kan wees. Van krappies en kreefies tot bly, dit is al byna 30 jaar. Nadine deel vanoggend haar splinternuwe musiekvideo eksklusief hier by Goeiemôre Good Morning, maar ons gaan nou eers 'n bietjie kuier. So hartlik welkom. Uiteindelik het ek die geleentheid om met jou te kan gesels. Dankie Elsa, arme Pietas, jy uit met 'n swaar gesig. Hier so is ons nou. Dit is 'n groot voorreg, is 'n groot lekkert om saam met jou te kuier. Gewoonlik van die stel af, maar vandag op kamera. Ek is baie bly. Luister, ek het vir jou ietsie saamgebring. Ja. Ek gaan hom nou vir jou so moet oorskuif. Ja. Mag ek dit oopmaak? Jy moet hom dadelik oopmaak want net sien. Kom ons kyk. Jy's die een celebrity Hans wat nou al die meeste op hierdie program was. Daar word daaroor gespot. Nog nooit het ons oor Nadine se persoonlike dinge gesels nie. Dit was altyd oor iets anders. Baie dankie. Jy is nou amptelik 'n Goeiemôre Good Morning VIP. 'n BBP. Baie dankie. Dis 'n groot voorreg vir my. Nou ja, ek dink ek wil begin deur te sê, jy weet, as ek nou terugdink, ek meen jy weet dit seker nou nog steeds nie in die tyd nie, maar ek is actually 'n aanhanger. Dankie. En ek onthou my kindertyd en 'n mens het saam met jou groot geword as 'n mens dit so kan stel. Wat beteken dit vir jou om te weet dat jy deel was vir so lank van soveel mense se lewens? Ek dink dis die hoofrede hoekom ek dit nog steeds doen. Regtig, ek dink dit is die rede hoekom ek nog steeds sing, is die wete dat daar mense deel was van my lewe, van my grootwordjare, my skoeijare, my sluipjare, van 'n dogtertjie na 'n tiener na vrou wees toe. En die feit dat ek self 'n aanhanger is van musiek en van kunstenaars, laat my baie bevoorreg voel om te dink dat ek ook daai rol in ander mense se lewens kan hê. Ja, en dit is so mooi gestel. Nou ek is seker daarvan dit is ook uitdagend. Dit is 'n uitdagende bedryf. En vir iemand wat nou al, ek het nou genoem, byna 30 jaar, jy is besig met die 30ste jaar. En dit is 'n reuse mylpaal om te bereik, maar ek kan dink dat dit moeilik moet wees om deeltyd so in die kollig ook te moet wees. So, hoe beskerm jy jouself? Ek dink die belangrikste vir my was nog altyd ek is baie versigtig
om nie te veel te maak van my lewe nie. Weet ek word nooit wakker en dink my planne vir vandag moet nou op sosiale media wees van die hele wêreld stel belang. Ek dink dit is wat my so bietjie gegrond hou in my lewe en my so bietjie meer na die normale kant toe laat neig. Ek dink die feit dat ek besef ek is menslik, ons almal maak foute, ons almal het partykeer verkeerde oordeel, en ek dink dit is belangrik om vas te hou aan wie jy is. So vir my is daar altyd hierdie balans. En baie keer voel mense kolleges op jou en as jy ietsie kleins verkeerd doen, daar's negatiewe kommentaar kom ons op sosiale media vir wat se rede ook al. Dan voel jy half dit gaan eintlik net oor jou, maar wanneer jy 'n trekkie terug gee, dan sien jy maar daar's soveel mense in die wêreld op dieselfde tyd wat eintlik jy presies dieselfde drama gaan as jy. En ek dink dit herinner jou aan jou menslikheid. En dit is waar mense dink ek ook so kan vereenselwig. Nou die belangrikste vraag vanoggend, kom ons gesels oor die liefde in jou lewe. Daar gaan nou 'n foto verskyn. Jakkals. Net so Jackson. Ja, rarig. Daar was nou 'n wille raaiskoot van my kant af. Ek is my ou dierbare ding. Gisteroggend vir die heel eerste keer het hy wakker geword met hare wat meer deur mekaar is as myne. So ek het hom gesê, sy naam is uiteraard Jackson, maar ek noem hom sommer Jakkals. En weet jy wat is so snaaks, net gistermiddag trek aan nuwe huurders in die buurt in die kompleks. En ek gaan stel myself voor en sê hallo en baie welkom. Ek hoop julle geniet julle tyd in die kompleks. Mense sal dink ek besit die plek of ek is die chairman of iets. Maar net ek sê te vir hulle hoorie sommer weet nie daar's 'n grys kat. Julle gaan hom nie baie sien nie, maar as julle hom sien, ignoreer hom. En toe hoor ek nee, maar hy kuier al hoofstukke by hierdie nuwe intrekkers. So jy sal nooit weet wat gebeur agter jou rug met hulle nie, hoor. Nee, 'n mens kan net nie wen nie en ek sien jy sukkel ook. Jy weet om net seker te maak dat daar wel na die kamera toe gekyk word wanneer daar 'n foto geneem word. Dit is 'n verskriklike uitdaging, maar ek moet vir jou sê, kyk, ek is nou nie 'n mamma van kinders nie. En vroeër jare is my een kat toe nou oorlede. So dit was vir my baie swaar na 14 jaar om hierdie kat te groet, net om te weet van hoeveel hoofstukke sy deel was van my lewe. En ja, ek dink mense weet al ek is 'n groot diereliefhebber. So ek sal altyd 'n ekstra myl stap vir ietsie wat 'n kat, hond, 'n perd is en of dit nou myne is al dan nie. Dan wil ek ook uitkom by jou ouma. Ja. Ek het haar gister gebel en haar gevra of sy nie wil kom saam kuier nie. Sy is ongelukkig op die oomblik in die Vrystaat. Ja. Maar ek bedoel, dit is ook iemand wat baie na in jou hart is, net soos jou ma. Ek dink julle is nogal al 3 baie na mekaar. Ja, ons. En jou ouma is ook, ek skryf ook dikwels liedjies. Ja, ouma is 'n baie goeie skrywer. Ek glo altyd die Here se hand oor ons almal se lewens is groot. Ek dink genade is 'n groot ding. Ek het gister weer 'n video gekyk wat iemand dit so mooi uiteensit hoe ons eintlik genade nooit kan verdien nie. Ons ontvang dit, maar ons kan dit nooit verdien nie. En die Vader het goed geweet die dag hoeveel hy my sou seën om my gebore te laat word in hierdie bloedlyn waarin ek gebore is. So ouma het hierdie talent gekry die dag toe sy gebore is met sy hand oor haar lewe dat sy met woorde kan toer. So ek sê altyd in een van my liedjies Tikkie se koffie skryf sy oor Vaalkraans, die plaas van dekades gelede waar sy was en wanneer hulle gehoop het vir reën, het hulle altyd gebid dat dit sal reën op die grond en toe gaan skryf sy 'n liedjie en sy sê in hierdie teks sê sy toe nou in die lirieke, dis vreugde op Vaalkraans waar die druppels in die stof dans en my hart sing op die wiele na jou. Nou as iemand so kan skryf en so kan toer met woorde, dan dryf dit my tot trane. So ek wens ek kon al my ouma se liedjies opneem. Sy het nou weer 'n diamant van 'n liedjie geskryf en toe sê sy maar my kind, praat bietjie met Rikus Nel. Hierdie gaan vir hom baie oulik wees. So Rikus, hierso is hy nou, hoor? Hier is hy. Daar het jy dit. Nou ons gaan nou verder gesels. Ek wens sy kon hier saam met ons kuier vanoggend. Maar ons is nog lank nie klaar nie. Ons moet nog uitkom by daai video. So bly gerus ingeskakel want net hierna kyk ons eksklusief na Nadine se splinternuwe musiekvideo vir haar enkelsnit Bly. Is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Ek hoop jy kuier saam met 'n heerlike koppie koffie in die hand. Jy met vet? Deners het nou 4 nuwe tuisverslankingspakke. Is jou middellyf groter as 103 cm? Jou appellyf is 'n Deners top. Raak ontslaaf van selluliet, breë heupe en groot boude. Jou peerlyfie is 'n Deners bottom. Jy is vet van kop tot toon. Jy is 'n Deners all over. Ly jy aan stresvet? Jy het Deners se stresvet nodig. Deners werk regtig. SMS jou naam na 44021. Kom
ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Whether your style is trendy, classic, or whether you are more practical, with an impressive range from classic gold to colorful fashion pieces, Hallmark has been providing quality timepieces at affordable prices for more than 30 years. Hallmark has a style for everyone and every occasion. Leave your mark with Hallmark. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smullekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self. Ons het sopas gekyk na Nadine se nuwe musiekvideo vir haar enkelsnit Bly. Well done. Dankie, ek is so opgewonde. Dit is nou die eerste keer dat ek dit ook op 'n groot skerm sien. So dis altyd stresvol want die ergste deel van enige proses vir my is die editing, die spoeg en plak van 'n video, van 'n liedjie. So gewoonlik ook in die ateljee, ek gee alles wat ek het en dan stap ek uit en dan los ek die vervaardiger, dan moet hy daarmee werk. So dit was nou vir my baie spesiale oomblik. Baie mooi uitgekom en ek meen baie van ons ken Karen Hougaard se weergawe. Ja. Wat het jou laat besluit om hierdie spesifieke liedjie ook op te neem? Wat gebeur het was, ek was genooi na Steve se groot konsert toe vroeër hierdie jaar, Ikoon, om daar 'n liedjie te sing, 2 liedjies. En elke kunstenaar kon kies. Jy kan enige 2 liedjies van hom sing, een op die eie, een is as 'n duet. En vir my was Kaapse Draai 'n logiese besluit geweest na soveel jaar om dit te vier en dit saam met hom te sing. Ek en Steve kry miskien een keer in 10 jaar die kans om Kaapse Draai saam te sing. Maar toe sê my ma vir my luister hierso, hoekom die tweede liedjie saam met Steve, hoekom kies jy nie iets in plaas van dit wat hy gesing het? Kies iets wat hy geskryf het. En weet, maak dit deel van jou huldeblyk. En toe stel sy voor wat van Bly. Nou, ek het Bly se serie gekoop toe ek 'n jong meisiekind was. En ja, dit was so 'n wit foto gewees van haar. En ek sal dit nooit vergeet en ek het nooit gedink 30 jaar later gaan ek hierdie liedjie opneem nie. So ek het baie respek vir haar as kunstenaar en ek is mal oor haar weergawe. So hierdie ene se uitvoering is 'n bietjie anders as haar. Ek dink dit is belangrik om iets anders te doen as 'n oorspronklike weergawe. En ek dink jou weergawe is fenomenaal, so dankie. Baie geluk. Baie dankie. En ek bedoel hierdie onderhoud was baie belangrik vir my want nou kan ek die tuig neerlê. Onthou soos wat ek al sê. Nou het ek die beker gekry. Yay! Alsa is 'n voorreg, so lekker om saam met jou te gesels en saam met jou te kuier. Veral op stel, dis my groot voorreg. Baie dankie. Dankie dat jy vanoggend 'n draai hier gemaak het. Ek weet jy
Jy is 'n baie groot oggendmens, dit weet ek altyd die tyd. So ons waardeer dit dat jy weer vroeg opgestaan het. Dankie. Amptelik goeiemôre, good morning VIP en ons gesels weer met jou in die toekoms. Dankie, dit was so lekker. En onthou nou, Bly is oral beskikbaar op die digitale platforms, so maak seker jy gaan luister. Baie dankie dat julle saam gekuier het. Sien julle môre weer hier op Goeiemôre, good morning. Those who know, use Inco when it's time to work, when it's time to build, when it's time to get the job done. Inco offers the widest range of professional, quality tools at affordable prices. So whether you're a contractor or simply doing it yourself, visit your nearest stockist today and ask for Inco. Inco, professional tools made affordable. Ons almal weet om gewig te verloor gaan hoofsaaklik oor dit wat ons eet, maar dit beteken nie dit hoef 'n smakelose pad na jou doelwitte te wees nie. Met Munch Measured Meals word jy bederf met smil lekker maaltye, gemaak volgens perfekte porsies, met die vooruitsig dat geen ekstra tyd in die kombuis verlore hoef te gaan nie. Sluit vandag aan by die Munch Revolusie en geniet Suid-Afrika se lekkerste voorbereide maaltye op die reis na 'n slanker self.